met 'n vreugde, 'n vrede, hier by U kan kom sit. Heilige Gees, vanaand kom bid ons en ons kom vra dat U ons harte sal oopmaak. Maak ons gewillig. Maak ons bereid om te hoor, om te luister, dat ons vir hierdie tyd saam, dit wat ons vandag beleef het, die goed en die sleg, net so bietjie sal wegsit en sal fokus op U. Want van U is ons afhanklik. U het ons nodig. U is hier. Vader, Seun en Gees, dankie vir die voorreg wat ons het, om sonder vrees, sonder probleme, sonder pyn, hier voor U te kom sit, sonder om twyfel te hê, hier by U te kan kom sit en kan weet, maar U is teenwoordig. Trooster, spreek U nou in ons harte, want ons is U kinders en ons luister. Amen. Vanaand gaan ons saam lees uit Efesiërs 2. Gisteraand wat ons gekyk het na die taak, die werk van die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees? Ons het redelik breedvoerig daarna gekyk. Die algemene taak van die Gees wat daar is en dan die besondere taak. Besondere werk wat die Gees doen. Die Gees wat meer doen as net, amper sê, daai stemmetjie wat praat. Gees wat meer teenwoordig is as dit. Vanaand kyk ons dan verder die Gees, wat het die Heilige Gees en geloof by mekaar te doen. En ons gaan dit weer vanuit verskillende perspektiewe kyk, maar daarmee saam ook vanuit Efesiërs 2. So kom ons begin dan lees ons saam. Efesiërs 2 van vers 1 af staan daar die volgende. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Dit wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees net tot daar vanaand. Efesiërs 2 gedeelte wat werklik iets wys van hierdie lewensverandering wat voorkom. Lewensverandering wat voorkom as die Gees betrokke is, as die Gees werk, as God daar is. Van 'n ou lewe wat afgegee is na 'n nuwe lewe toe. Hoekom? Want God is ryk in barmhartigheid. Hy het ons innig lief, vers 4. Hy is die een wat deur sy groot liefde optree, wat ons sy genade skenk. Hy is die een wat daar is. Vers 5 maak dit duidelik en sê, maar uit genade is julle gered. 'n belangrike ding om te besef en te weet, hoekom? Want ons redding kom nie uit onsself nie, maar op die einde van die dag is dit ook genade. Buite net vir die redding wat daar kom, sien ons hierdie gedeelte maak dit ook duidelik, dat ons saam met Christus opgestaan het, saam met hom gesterf het, dat hy vir ons plek maak. Hoe gebeur dit? Hoe word dit moontlik? Deur die Heilige Gees se werking in ons. Geloof wat op die einde van die dag 'n gawe van God is. Gister en eergister het ons gepraat oor die Heilige Gees wat hierdie band vorm tussen ons en God. Die Heilige Gees wat deel van sy taak dit het om ons in verhouding met God te bring, om ons in 'n goeie verhouding met God te bring.
Die Gees wat die een is, wat ons die lewe van Christus werklik laat sien, laat besef wat dit beteken, wat aangaan, wat gebeur het. Maar die Heilige Gees se werk gaan dan ook verder, want die Heilige Gees is ook die een wat ons trek na Christus toe. Wat maak dat ons honger word vir Christus, wat maak dat ons geloof opgewek word, dat hy in beweging kom. Die een wat maak dat ons aangaan. Wanneer ons van geloof in die Heilige Gees praat, dan is dit nie iets wat ons los van mekaar bespreek nie. Dis iets wat heeltemal in mekaar gevleg is. Die realiteit is ook dat geloof nie net daaroor gaan om die Here God te noem nie. Geloof gaan nie daaroor net om te kan sê, maar God is ons koning, ons verlosser nie. Daar moet ook werking wees, daar moet iets gebeur. Daar moet iets gedoen word, daar moet beweging kom. Hoe weet ons dit? Hoe maak ons dit duidelik? Matteus 7 vers 21 sê Jesus self die volgende. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Om net te sê, om net te erken, is nie genoeg nie. Geloof beteken, daar moet werking wees, daar moet verandering wees. As ons gaan kyk na geloof, dan kom die vraag outomaties verder, maar wat is dan 'n ware geloof? Daarmee saam ook, wat is 'n valse geloof? Nou as ons kyk na 'n valse geloof, kom ons begin by die negatiewe, dan skuif ons oor positief toe. As ons kyk na 'n valse geloof, is daar baie kenmerke wat ons kan uitbring. Baie dinge wat ons kan sê, wat daar deel is daarvan. Een van die goeters wat gebeur in 'n valse geloof, is as iemand bloot erken die feite dat God leef. Dat God daar is. Hulle praat van 'n historiese geloof. 'n Historiese geloof, die erkenning van die feite van God se woord. Maar die belewing van God se krag, die belewing van die mag van Christus ontbreek. Dis 'n geloof wat gewortel is in 'n uiterlike vertoon, sonder dat daar innerlike verandering is. Dis om te weet van Jesus, sonder om hom te ken. Ons maak dit prakties, ek kan weet van, gee my iemand, ek kan weet van Marizaan, maar ek kan haar nie noodwendig ken nie. Ek gaan nie weet of sy van sout of soet goed hou nie. Verstaan? Om te weet van iemand is een ding, om iemand te ken is iets anders. Ons lees dit ook in die woord. Jakobus 2 vers 19 gee eintlik vir ons al 'n voorbeeld van die geeste wat glo sonder dat dit 'n verandering bring. Daar sou staan, maar iemand kan miskien sê, vers 18 en 19, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Geeste wat erken daar is 'n God, maar dis waar dit bly. Inteendeel, hulle besef wat hy tot in staat is ook, maar dit is ook waar dit bly. Hier moet ons dit duidelik maak, hier gaan dit nie oor mense wat nie van God weet nie. Ons praat hier van kerkmense, as ek dit so eenvoudig soos dit kan stel. Mense wat deel is van ons geloofsgemeenskap, wat hierdie feite glo, maar dit bly net daar. Dit gaan nie verder nie. 'n vorm van geloof wat eintlik baie bedrieglik is, wat 'n fyn gestalte van bediening aanneem, maar daar is nie verandering nie. Die werklikheidspunt van hierdie geloof en waarom mens gaan weet of dit ware of valse geloof is, gaan inkom wanneer daar 'n krisis kom. Wanneer daar 'n krisis kom, gaan jy sien, is hulle werklik geanker in hulle geloof, of is dit net feite waaraan hulle vashou? 'n Krisis wys vir ons of die geloof dit is waaruit geleef word of nie. 'n ander manier van 'n valse geloof is 'n tydgeloof. Geloof wat vir 'n tyd lank glo in die krag van God, wat dit beleef en daarna gaan dit tot niet. Dit hou totdat daar slegte tye is. Totdat daar vervolging is te wille van die woord. Totdat ek moet kies, gaan dit oor God of gaan dit oor my eie ek. En dan raak dit weg.
Julle onthou die gelykenis van die saaier, Christus wat dit vertel het, Matteus 13, gee vir ons 'n duidelike voorbeeld hiervan. As daar so staan, Matteus 13 van vers 20 af, die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. 'n Tydgebonde geloof. Geloof wat verweer as dinge moeilik raak. 'n ander een van valse geloof is 'n wondergeloof. 'n Wondergeloof is 'n geloof waar ek erken dat God by magte is om alles te doen, enigiets te doen, wonderwerke te doen, berge te versit, siekes gesond te maak, verlammes te genees, enige iets te kan doen. Maar daar ontbreek 'n diepte daarin. Dit gaan nie verder as net hierdie wonders wat gedoen word nie. As ons dit prakties eenvoudig kan maak, kan 'n mens sê met 'n wondergeloof is Jesus meer van 'n kulkunstenaar, 'n towenaar, 'n magic persoon, as 'n lang standvastige geloof en 'n anker wat daar is. Valse geloof wat voorkom. Valse geloof wat deel is van ons werklikheid. Die vraag kom dan, nou wat is ware geloof? Nou om ware geloof te definieer, kan ons lank besig wees. Daar's regtig verskillende goeters, en as jy meer wil weet, vra my Bybelstudie dames, hulle het al so 'n bietjie agtergrond. As ons kortliks kyk na ware geloof gaan daaroor om te weet, maar ons staan vas. Ons is vas. Ware geloof gaan daaroor dat ons weet wat is reg en wat is waar. Dat ons 'n vertroue het. Ware geloof gaan oor 'n verhouding met God. Iets van daai, om die vrees van die Here te beleef, om 'n liefde tot God te hê. Iets van om te weet, maar dit is waarin al my vertroue lê. Dit is waarin wat 'n ware geloof beteken. Geloof wat altyd 'n reaksie is op God se aksies. Geloof is die mens se antwoord op die aankondiging van die koninkryk. Op die aankondiging van die woord van God wat naby is, wat hier is. Ware geloof is 'n reaksie daarop. Uit die woord leer ons ook nog baie goed oor wat geloof is. Om 'n paar op te noem. Johannes die Doper het gepraat oor geloof en hy het gesê hy het eis, bekering en geloof, Matteus 3. So bekering en geloof wat saamloop. Jakobus eis dat daar goeie dade moet wees. Jakobus 2, hy praat nogal baie oor die goeie dade. Paulus lê klem op die inhoud van die geloof. Wat moet die inhoud wees? Romeine 3. Die Hebreërsbrief, Hebreërs 11, 'n lang gedeelte, ek dink hy het omtrent 40 plus verse wat gaan oor wat is geloof? 'n Vaste geloof, 'n vaste vertroue op God, op sy beloftes en voorbeelde van mense daarin. Geloof wat meer is as om net in die periferie en die lig te sê ek glo. Maar 'n vastigheid wat daar is, 'n reaksie wat daar is, 'n beweging wat daar is. As ons kyk na aspekte van geloof, as ons kyk hoe geloof by mekaar kom, dan sien ons ook 'n paar goed. Geloof is in die eerste plek die werk van die Heilige Gees. Die Bybel maak dit duidelik dat geloof 'n gawe van God is. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis nie iets wat ons verdien nie. Dis nie iets wat ons sommer net kry of nee, ek praat nou verkeerd om. Dit is 'n gawe, dis 'n geskenk. Dit is iets wat ons sommer net kry. As ons dit bereid is om dit te ontvang. Ons teksgedeelte aan die begin, Efesiërs 2 vers 8 sê dit. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dis nie menslike prestasies wat maak dat ons glo nie. Dis 'n geskenk van God wat ons ontvang. Hoe? Deur die Heilige Gees wat ons arms stit, laat ons dit kan ontvang. As 'n mens dink aan hierdie, dan kry ek 'n beeld van, julle weet as jy vir 'n kleintjie iets wil gee en hy skaam, dan staan hy so of as jy agter sy ma se rokpante, nê? Julle ken daai beeld. Dis soos daai ma wat sê, maar kom vat nou by die tannie. Vat die geloof. Ek gee dit vir jou. Dit is daar. Geloof is genade en genade is die goedheid van die Here.
Goedheid van die Here is iets wat ons nie kan verdien nie. Om geloof en hierdie werking te verstaan, dit sien ons ook in ons belydenisskrifte dat dit probeer definieer word dat ons uiteensetting daarvan het. En vanaand het ek vir julle 'n paar van dit gebring. Die Dordtse Leerreëls, een van ons belydenisskrifte, skryf dit soos volg: So is die geloof dan 'n gawe van God. Nie omdat dit deur God aan die vrye wil van die mens aangebied word nie, maar omdat dit aan die mens inderdaad geskenk word en vir hom gegee en ingestort word. Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee nie en daarna na die vrye wil van die mens die instemming of die daadwerklike geloof verwag nie. Sowel die wil om te glo as die geloof self word in die mens tot stand gebring. Immers, hy wat in die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. Geloof wat 'n gawe is, wat aangebied word, wat ons ontvang. Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat ook daarvan. Hy stel dit bietjie anders. Hy sê ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte ontvlam. Waarom? Om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom. Hoe mooi stel hulle dit, die Heilige Gees wat ons harte laat ontvlam, wat dit oopmaak vir opregte geloof. Die Heilige Gees wat dit doen, wat daar is. Dis wat ons glo, dis wat ons sê. Hiermee saam moet ons ook besef dat ons in 'n mate ook die medewerkers is van die Heilige Gees. Ons is die mense wat ook moet sê, maar Heilige Gees, hier is ek. Leer my, laat ek groei. Ons moet bereid wees, ons moet oop wees. Ons moet daar wees. Geloof is die werk van die Heilige Gees. Maar saam met dit is geloof ook kennis. Geloof is kennis van God, van sy beloftes, van dit wat hy in sy woord meedeel. In die Heidelbergse Katekisme lees ons dit weer. Die Heidelbergse Katekisme vraag 21 vra hy, wat is ware geloof? Hoeveel beter wil jy dit definieer? En dan sê hy daar, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het verwaar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. 'n kennis wat saam met hierdie geloof gaan. 'n kennis dat daar 'n bonatuurlike, 'n kennis dat daar iets meer is. 'n kennis met wie ons te doen het. Wanneer ons met kennis en met die Heilige Gees vir ons dit openbaar, dan kry ons 'n bonatuurlike insig. Bonatuurlike insig oor wat aangaan. Hierdie kennis wat ons kry, sluit baie goeders in. Dit sluit in dat dit gaan oor God se werke, oor die sonde, oor hoe die mens funksioneer, oor ons eie ellende. Dit sluit kennis in oor die saligmaker, oor verlossing, oor 'n lewe van heiligheid en veiligheid. Dit sluit in kennis oor 'n ewige bestemming. Weereens, as ons hierdie kennis wil hê, moet ons dit ook gaan kry. 'n soeke, 'n begeerte wat daar moet wees, maar die Gees wat dit vir ons openbaar. 1 Petrus 2 maak vir ons duidelik hoe daar ook daai soeke moet wees, hoe daar daai vordering moet wees, hoe daai kennis al meer moet word. As hy skryf, hou dan op met elke vorm van kwaad en met alle bedrog, huichelaarry, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. 'n aanhou groei uit hierdie kennis wat ons het. Dit is wat ons geloof sterk maak. Dis wat dit verander, dis wat dit deurmaak. Geloof is ook vertroue. Geloof is ons vaste vertroue dat die Heilige Gees deur ons werk, dat hy in ons werk, dat hy die evangelie in ons harte daar stel. Dat ons deel is daarvan.
Die belofte van God waarvan ons leer in die skrif, moet ons persoonlik aanvaar, want dan leer ons dat geloof vertroue is. Ons moet beleef en besef en bewus word daarvan dat dit wat God beloof in die Bybel is ook vir my bedoel. Dit gebeur deur die Heilige Gees wat dit moontlik maak. Die Heilige Gees wat vir ons daai insig gee, daai diepte gee om te sê, maar hierdie neem ons aan. Jesus self kom vra dat ons met 'n vaste, eintlik 'n kinderlike geloof en vertroue die pad moet loop. Hy kom sê, maar vertrou my ten volle, want ek is daar. Matteus 6, vers 28 tot 30 maak Jesus dit duidelik. As hy vir hulle sê, maar, en wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Kinderlike vertroue, geloof in God. God wat sorg, God wat daar is. Maar ook 'n vertroue in God se vermoë. In dit wat hy kan doen en dit wat hy is. Ons vertroue, ons geloof in God moet eintlik op 'n groot mate gebaseer word op dit wat ons weet hy kan doen. Want dit verander hoe ons optree. Kom ons vat 'n voorbeeld uit die woord uit. Matteus 9 kry ons hierdie toneel. Julle sal nou konteks skryf. Van vers 21 af staan daar. Hulle het die seun na Jesus toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, die bose gees, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgevrol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Vir die een wat glo. Hoeveel keer leef ons nie met daai mentaliteit in ons geloof van as u iets kan doen nie, in plaas van, maar Here, ek glo, doen iets, werk, gebruik my, wees betrokke. Natuurlik met dit dan, julle weet die onderskrif altyd, doen dit soos u weet die beste is, laat u wil geskied, nie myne. Geloof wat daai vertroue in ons God is. Geloof is ook 'n persoonlike ontmoeting met 'n persoon. Ons geloof is nie net kopkennis nie, ons geloof is nie net 'n vertroue in iets wat ons nie kan sien nie, ons geloof is 'n ontmoeting met Jesus. Deur die Heilige Gees beweeg ons verder as net hierdie kennis. Beweeg ons dat ons iemand ontmoet. Deur oor te gee aan die Heilige Gees word ons geboei, gegryp om God persoonlik te kan ken. Dit beteken nie ons los eers al ons verstandelike probleme, al ons vrae, al ons twyfel op en gaan dan na God toe nie. Dit beteken terwyl ek worstel, terwyl ek hierdie vrae het, gaan die Heilige Gees en hy sê, maar ontmoet jou verlosser. Wees daar. Geloof is die persoonlike pad wat ons saam met Jesus loop. Deur die Heilige Gees wat dit vir ons bekend maak, vir ons duidelik maak. Dis 'n persoonlike verhouding, dis nie net kennis nie. Wat het ons dan nodig om te glo as 'n kind van God? Alles wat ons in die woord oor die evangelie leer. Alles wat ons in die evangelie beloof word. Om te sê ons glo, om te sê dit is wat ons moet doen, beteken ons hou vas aan die evangelie wat vir ons gegee word. Johannes 20 vers 30 en 31 sê dit op 'n duidelike, eenvoudige manier. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek opgeskrywe is nie vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Dit is die middelpunt van ons geloof. Dis waaroor dit gaan.
Om in Christus te glo, om te weet dat hy nodig is. Die inhoud van die Bybel is die inhoud van die geloofslewe wat ons moet hê. Ons hoef nie ryloper Christene te wees nie. Julle weet wat 'n ryloper is, nê? Goed, helfte is daarom nog wakker. Baie mense, baie gelowiges, wil die minimum geloofsinspanning doen. Die maksimum wêreldgenieting hê. En nog steeds by die hemelpoorte ingaan. As julle met my tot daar. Minimum geloof, maksimum lekker wêreld, hemel toe. 'n Ryloper. 'n Ware Christen omhels, 'n ware gelowige omhels alles wat die evangelie beloof het, met die wete dat Christus die middelpunt is. Hulle is nie net 'n ryloper nie, hulle is nie net partykeer op die bus en ander kere af nie. Maar hulle is daar, hulle is deel. Hoekom? Want dit is wat God van ons vra. Dit is hoe ons deel is van die liggaam van Christus. Dit is hoe ons deel is van hierdie eenheid. Dit is wat ons nodig het. Die inhoud van ons geloof maak dat ons nie rylopers kan wees nie. Dat ons permanent daar moet wees. Die mooi ding van geloof is dat geloof ook sekerheid insluit. 'n Sekerheid wat vas is. Sekerheid wat nie wegraak nie. Sekerheid wat nie gebaseer is op raaiskote en vermoedens nie. Geloof en sekerheid is dit wat lynreg teen twyfel en vrees en onvermoë staan. Geloof staan op 'n onwankelbaarheid van God se woord. Staan op God self. Persoon. Hoe lyk so 'n sekerheid in geloof? Hoe lyk 'n sekerheid in geloof wat nie wegraak nie, wat nie wankel nie, wat nie twyfel nie? Kom ons vat Abraham as 'n voorbeeld. In Romeine 4, vers 20 en 21 beskryf hulle dit soos volg. Hy het in ongeloof begin twyfel aan die Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie. Dit is dat hy 'n kind sou kry. Maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. 'n Twyfel wat daar nie was nie, 'n belofte waaraan daar vasgehou het, 'n sekerheid want ek weet in wie hierdie belofte hierdie vertroue lê. Geloof het nie net sekerheid nie, dit gee nie net vir ons sekerheid nie, maar dit is sekerheid. 'n Blywende sekerheid, 'n sekerheid wat nie weggaan nie, 'n sekerheid wat nie twyfel, wat nie wankel nie, 'n sekerheid wat daar bly. Vir hierdie blywende sekerheid is die kuns om nie na binne te kyk nie. Die wêreld leer ons as jy wil hê dit moet goed gaan met jouself, as jy wil hê jy moet gelukkig en tevrede wees, gaan kyk binne in jouself en dan sal jy gelukkig en tevrede wees en jy sal sekerheid kry en veiligheid kry. Die woord ons geloof leer ons, as jy sekerheid wil hê, gaan kyk buite jou. Gaan kyk op, gaan kyk na die God, gaan kyk na die skrif. Gaan sien sy onveranderlike beloftes raak. Dit wat hy gee. Gaan kyk na Christus, wat dieselfde is. Gaan kyk na God, dat daar nie meer twyfel kan wees nie. Hy weet aan wie hy homself toe vertrou het. Ons sekerheid lê daarin dat ons weet waarop dit gegrond is, op wie dit gegrond is. Sekerheid van geloof lê buite die mens, lê in die versekering van God en sy woord wat onwankelbaar is. Dit is waarin ons sekerheid lê. Dit is hoekom ons kan sê geloof is sekerheid. Geloof is die werk van die Heilige Gees in die hart van die mens. Hy is die een wat dit moontlik maak. Hy is die een wat maak dat ons met hierdie vastigheid kan leef. Die Heilige Gees is ook die een wat die sekerheid in ons bewerk van die egtheid, die waarheid en die vastigheid van ons geloof. Hy maak dit moontlik. As ons dan kyk na die Heilige Gees, as ons kyk na geloof, is daar eintlik twee beelde waarby ek dit bymekaar wil bring, waarmee ek wil eindig vanaand.
Nou hier sê julle, my gehoor is so dat hulle sal verstaan. Julle weet wat is 'n pasaangeer, nê? As jy nie weet nie, wonderlik. Hou dit so. Pasaangeer is daai ding wat as jou, en die dokter kan my maar reghelp as ek verkeerd is, wat maak dat as jou hartritme bietjie uit is, wat jou net so bietjie boost, nê? Eenvoudig gestel. Baie leuke terme. Die Heilige Gees is in 'n mate, nie in 'n mate nie, is ons pasaangeer. Daar waar ons begin soek, daar waar ons begin glo, is hy die een wat seker maak dat en wat help dat ons hartritme by hom inpas. Dat ons nie flou raak in ons hartritme nie, dat ons nie ophou klop vir hom. Daai booster wat dit moontlik maak dat ons in ons geloof sterk bly by hom. Die Heilige Gees wat die een is wat maak dat ons geloof aanhou, dat dit daar is. Een beeld vir die Heilige Gees. Ander beeld wat ek het, okay, dis nou nie heeltemal 'n beeld nie, dis seker meer 'n les, maar toe maar. Die Heilige Gees is ons driehoek. Okay, hoekom sê ek dit? Toe ek op skool was, het ek geleer, as jy 'n struktuur sterker wil maak, dan sit jy driehoeke in die struktuur. Verstaan julle wat ek bedoel? Nee. Jy sê nou maar jy 2 pilare en jy wil dit sterker maak, dan zigzag dat daar driehoeke tussenin is. Is julle met my? Julle moet met my wees, anders gaan my voorbeeld nie werk. Verstaan julle, moet ek verder verduidelik. Maar die zon is jy nou as Chris met my. Verstaan julle? Goed. Die Heilige Gees is daai, as jy nog nie verstaan nie, kry my na die tyd in die saal, okay? Die Heilige Gees is daai een wat ons struktuur sterker wil maak. Hy is daai driehoek figure binne in ons geloof, binne in ons lewe, wat maak dat ons geloof sterk bly, dat dit onwankelbaar bly, dat ons by die woord bly staan. Wat maak dat ons geloof reg en eg staan. Dis wat die Heilige Gees vir ons doen in ons geloof. Hy gee daai versterking, dat ons kan aanhou, dat ons nie afval nie, dat ons nie rylopers word nie, in ons geloof. As ons hierdie hoor, as ons hierdie kyk, waarom is dit belangrik om te besef wat die werking van die Heilige Gees in ons lewe is, in ons geloof is? Dit het waarde, omdat ons deur die Heilige Gees die versekering kry, dat al voel ons nie sterk genoeg nie, al sukkel ons in ons geloof, al kan ons nog steeds nie gehoorsaam bly nie, dat ons steeds deur die Heilige Gees kan aanhou. Ons weet, en dit herinner ons dat ons geloof nie sterk bly as gevolg van wie ek is nie. My geloof bly sterk oor wie God is. Omdat hy onwankelbaar is, omdat hy die een is wat sy woord lewend hou. Dit is waarom ons staande bly in ons geloof. Ons bly staande in ons geloof, want ons kyk op na hom toe. Deur die Heilige Gees wat dit vir ons moontlik maak, wat in ons werk, wat ons daaraan herinner. Die Heilige Gees is deel van ons geloof. Daai versterking, daai ritme, wat ons aanhou, wat ons bemoedig. Mag ons nie vergeet om aan te hou en sterk te bly nie. Mag ons altyd opkyk na die Here toe en weet, maar daar lê ons sterk. Daar is ons versekering, daar is ons sekerheid. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke gee vir gebed en daarna sal ek dan ook vir ons afsluit.
Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons vanaand weer herinner kon word, dat die rede dat ons in die vertrou, die rede dat ons in die glo, is ook net genade. Heilige Gees, dankie dat U so aktief in ons werk, dat ons hierdie behoefte het om meer te leer, dat ons dit doen deur hier by mekaar te wees en te kan hoor, te kan praat, te kan ondersteun. Dankie dat U ons gemaak het wat ons is. Dankie dat ons in Jesus Christus geskep is om te lewe en ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor U ons bestem het. Heilige Gees, leer ons en lei ons om dit al meer te doen. Leer ons om sterk te bly staan in ons geloof. Leer ons om aan te hou vertrou in 'n God wat groter is as enige iets en enige iemand anders. Leer ons om aan te hou sien hoe waardevol dit is en dit uit te dra, te deel met die mense rondom ons. Heilige Gees, ons bid vanaand vir almal wat nie hierdie geloof opreg uitleef nie. Ons bid vir ons ryloper gelowiges. Ons bid vir ons mense wat net vir 'n tyd lank glo. Ons bid vir ons mense wat net in die wonderwerke glo. Die mense wat net die feite glo, maar die beweging beleef nie. Heilige Gees, werk kragtig in hulle. Bring verandering, want ons weet U kan. Heilige Gees, ons bid ook so vir ons gemeente, vir ons gemeenskap. U weet wat die behoeftes is. Vader, U weet waar die probleme is, waar die uitdaging is, waar die seer is. En ons bid en ons vra dat U daar ook verligting sal bring. Trooster, dat U sal intree. Dankie dat ons dit alles voor U voete kan kom lê. Dankie dat ons volle vertroue in U kan plaas en kan weet U sorg, U voorsien, U is hier. Heilige Gees, herinner ons om aan te hou, op te kyk na U. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak om met hierdie vreugde, om met hierdie sekerheid die pad te loop. Elke dag te leef, elke dag te werk, want ons weet, ons het die sekerheid in God. Leer ons om al meer daaruit te funksioneer. Vader, seën ons ook, waar ons die res van die aand gaan wees. En gee dat ons die liefde, U teenwoordigheid ook sal beleef. Amen. Ons sluit vanaand af met lied 439. Ons gaan vers 1 en 2 saam sing, waar ons dan juist sê, die Heilige Gees, o God in ons wil die krag besing. Die krag wat Jesus op laat staan en lewe in ons bring. Juist daai hoop, daai vertroue, dat dit is waarop ons sekerheid staan. So kom ons staan en sing ons vers 1 en 2 as slotlied.
geniet, maar ek stuur jou uit ook met die seën van die Here. Mag die wind van die Heilige Gees jou lei. Mag die vlamme van Pinkster jou hart verlig. Mag die liefde van God jou omhels en sy vrede jou pad verhelder. Mag die krag van die Gees jou versterk en sy wysheid jou rig. Mag die vreugde van die Here jou vul en sy hoop jou dra. In die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees stuur ek u uit met hierdie seën. Gaan in vrede, leef in liefde en dien die Here met blydskap. Amen.